Het julle gedink as die Here gaan kom, wat se skote gaan dan klap? Hoe hard gaan dit wees, né? As die heerlikheid van die Here gaan neerdal en hy sy kinders kom haal. Is julle hier? Hallo? Julle moenie hierdie goed typ nie, hoor. Julle moenie as ek so lekker met die gemeente praat, moet julle nou nie die goed op YouTube sit nie. Ek wil net hê, jy moet net so 'n bietjie stil raak. Is dit reg so? Is u gereed vir die Here vanmôre? Is u gereed wat die Here kan doen vanmôre? Wow, dis 'n maklike een om te antwoord, maar 'n moeilike een om te bedink. Is jy gereed wat die Here kan doen vanmôre? Want as hy iets doen, dan stir hy ons gees. En ons ou liggaam wil nie altyd saamspeel nie. Is dit reg so? Ons is bly vir u wat hier is vanmôre. Mag u vanmôre God se teenwoordigheid ervaar. Mag u hom beleef, mag u weet, u is nie hier vir pastoor Edmund of pastoor Alwyn nie. U is hier vir God se teenwoordigheid. U wil deur die Here aangeraak word vanmôre. En as dit die uitgangspunt is en u vertrou nie op 'n mens vanmôre nie, maar u vertrou op wat God vir u kan doen, dan gaan die Here u aanraak. Is dit reg so? OK. Kan ek gou kyk wie Daar sê. Wil jy vir my sê, ek het nou die knoppie gedruk. Julle moet my maar 'n pak slag gee. Los die knoppies. OK. Wie besoek ons vir die eerste keer? Kan ek sien daar? Niemand hier nie, niemand vir die eerste keer nie. Niemand vir die eerste keer nie. OK. So ons is almal wat hier was al hierso. Daar sê. Kry u warm? Ons gaan nou die deure toemaak, dan behoort die aircons daarom beter te werk. As die deure so oopstaan, is dit maar moeilik vir die aircons om te kan werk. Daar sê. Goed, ons vroue bid hier 10:00 woensdagoggend, power hour woensdag aand, kom bid lekker saam met pastoor Edmund, hulle sê dit gaan goed daar. Nee, julle bid lekker. En daar word lekker vir die gemeente ingetree en vir ons behoeftes van ons mense en almal wat God nodig het, nee. En dan ons selgroepe donderdag aande en daar's ook selgroep wat woensdag aand aan die gang is. As u by 'n selgroep wil inskakel, kan u met ons praat. En dan Vrydag aand frekwensie. En ek hoor dit het goed gegaan Vrydag aand, nee. Wat sê die jong mense? Goed. Julle praat niks nie. Goed, dit het goed gegaan, hoor ek Vrydag aand. Dan ons helpende hand, ons koskas. Ons wil vir u vra om vir ons nie bederfbare goedjies weer te bring, om tog vir ons mense wat in nood is te help. En dan gaan ons begin met 'n woordskool, nie hierdie week nie, volgende Dinsdag aand. Maar ek wil hê dat u vandag u name sal opgee. Ek het vir u gesê verlede week. Ek soek 50 mense. Ten minste. Daar's nou 30. So ons soek nog 20 mense wat by die woordskool gaan inskakel. Want u lewens gaan verander. So u kan nie sê maar nee, ek het nie tyd of iets nie. U maak net 'n uur tyd. Dinsdag aand 7 tot 8 vir die Here. En u sien hoe God u omkeer wanneer jy in die dieptes van God begin ingaan. Is dit reg so? Ons kan nie heeltemal in die dieptes ingaan hier by die kerk nie. So u wat werklik na die dieptes soek, u kom Dinsdag aand. Is dit reg so? OK. Goed, Dinsdag aande dan ons woordskool van volgende, nie hierdie Dinsdag nie, onthou nou net, né? Dan ons nuwe lidmate en lidmate. U wat lidmate reeds is en u adresse en telefoonnommers het verander, asseblief gee dit net vir ons deur by die toonbank. En dan ook mense wat wil lidmate word, dat u ook asseblief net sal vir ons daar u lidmaatskapvorms kry en dit invul. U hoef dit nie hier in te vul nie, u kan dit gaan invul en volgende week vir ons saambring. Dan ons mensies wat verjaar, Marika Forsie, u hoor daar's 'n Forsie daar, né? Dis my skoondogter, so aan haar baie geluk met haar verjaarsdag en dis sommer vandag, so ons gaan partytjie hou vandag. En ja, en dan Hailey Belinfante wat maandag verjaar, Lia Nieuwenhuis en Kara Nieuwenhuis, daai twee pragtige jong dames daar, en Allison Langeveld wat verjaar die week, Don Nieuwenhuisen wat verjaar hierdie week, ons het 'n klomp mense, Elrie Lelou wat verjaar, en dan Wendy Hanekom wat verjaar die week, Cecile Augustine wat verjaar die week, en Alia
Portella wat verjaar. Joe, dis 'n klomp mense wat verjaar hierdie week, nee. Kom ons gee hulle hande klap. En ek wil hê, u moet weet, die Here sê, u is kosbaar en waardevol vir hom. Nee, die Here het u baie lief. Prys sy wonderbare naam. Daar sy. Ek gaan vir Lenuska vra om vir ons vanoggend die diens. Ja, laat ek net gou, voor ek nou dit vergeet. Ons wil net baie geluk sê aan Tannie Grieta, Jolanda Etienne met die geboorte van Francisca, hulle se seentjie Raelin. Ag man, is 'n ou pragtige ou seentjie. Ek het hom nou daar agter gesien. Hy lyk so mooi en so oulik, nê. En kom ons gee hulle 'n lekker handeklap vir daai ou babietjie. En dan wil ek net sê, die Sondagskool gaan nou saam met ons aanbid. Hulle gaan saam met ons die sange hê. Dan na die sange gaan hulle uitgaan as hulle wil. Ek bedoel, hulle kan regtig bly ook, want hulle gaan vandag net opgepas word, nê. So, as die kinders al kan verstaan, laat hulle bly, en dat hulle, ek glo die woord is eenvoudig genoeg vanmôre, om dat hulle ook dit kan verstaan. So, as hulle kan bly is goed, maar as hulle nie gaan bly nie, dan kom hulle weer in wanneer ons nagmaal gaan bedien. Ons wil graag hê hulle moet saam met hulle gesinne die nagmaal bedien, nê. OK, is u gereed vir die Here? Is daar iemand wat anders versoeke het, wat u onuitgesproke het, kan u hande net opsteek na die Here, en die Here ken u hart. Is daar niemand wat 'n onuitgesproke, daar is 'n onuitgesproke versoek. Dankie Suster Lenuska. Kom ons sluit die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons loof U en ons dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier bymekaar te kan wees as 'n familie. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan loof en te kan prys, Here, in vryheid. Here, ons vra dat U saam met elke persoon sal gaan, Here. Dankie dat U goedheid en U guns ons volg al die dae van ons lewe, Here. En help ons, stel ons altyd in gee ons die vermoë om altyd in die huis te bly tot in lente van dae, Here. Seën ons diens vanoggend, seën die woord wat uitgaan, dat dit elke hart sal aanraak, dat dit vir elke gesin 'n nuwe betekenis sal gee vir hulle situasie. En ons loof U en ons prys U vir alles wat U vir ons doen. Ons is lief vir U, Here. Amen. Amen. Ons sê almal amen. Ons gaan wag vir die tienders en offergawes aan die werk van die Here. Kom ons gee soos wat dit in ons harte is, en ons gaan die Here se naam groot maak en prys. Die Here seën. My
because you are good. You are good, good to me. Waited for this day, we gathered in your name, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire, burn our hearts with truth. 'Cause your there is within, 'cause your there is within. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. The presence in this place, your glory on our face, looking to the sky. Descending like a cloud, you're standing with us now. Lord, unveil our eyes. 'Cause your there is within, 'cause your there is within. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Flowing from your heart, filling every part of our praise. Flowing from your heart, filling every part of our Look at the flowers and all of the beauty. I don't have to wonder, you know what to do it. So why would I
you're faithful to supply. It's everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Look at the sparrow, lacking for nothing. No fear of tomorrow, and what it will bring. If I have you, I have enough. 'Cause your love will satisfy. It's everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it all. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I still believe it. I know the Lord will provide. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I still believe it. I know the Lord will provide. Everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it, my Father has it all. Seek first the kingdom and its treasures. Everything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I still believe it. I know the
Hoeveel keer het ek al hier voor U kom staan? Hoeveel keer het my eie wil my laat verdwaal? Ek probeer so hard om te wees wat U wil hê, maar Heer, ek faal. Ek weet die wêreld raak te belangrik vir my. Ek het my dwaasheid het ek van U vergeet. Ek wil regmaak, o Here, ek bely. Vergewe my. Hier is ek gee my hele hart, ek gee my hele lewe. Hier is ek gee alles binne my, ek gee dit oor aan U. Kom neem my hand, o Heer, ek's verlore sonder U. Maak my weer bereid, Here, I
luister vanoggend 'n preek wat baie eenvoudig is en eintlik my so aangeraak het. Waar die prediker eintlik praat oor Petrus, waar Jesus die eerste keer by hom verskyn en vir hom sê, maar gooi die vis aan die ander kant van die boot. En hy ontvang toe hierdie miracle en hulle trek al hierdie vis uit die see uit. En na die loop wat Petrus saam met Jesus gegaan het, tot by die kruis waar Jesus vir hom gesê dat jy gaan my, you're gonna deny me. Na die kruisiging toe Jesus in die graf was en Petrus het nie geweet van Christus wat opstaan nie, het hy weer gaan visvang. Hy het weer teruggegaan na dit wat hy ken, wat hy gedoen het, sy ou lewe. En steeds het Jesus gereis van sy graf af na Petrus toe en hulle beweer so 80 kilometer. Het Jesus gereis na Petrus toe en hy het vir hom weer gesê, gooi jou net aan die ander kant. En hy het vis gevang, soos nog nooit tevore, soos die eerste keer. En Jesus het hom gesê dat jy sal 'n visser van mense word. En wat ek vanoggend probeer sê is dat hy is nie te oud vir dit wat die Here vir jou beplan het nie. Dis net jy wat by die beplanning moet uitkom. En al maak jy foute of al doen jy sonde, dit beteken nie dat jy nie by God se beplanning is nie. Jy moet net daarby uitkom. Al verloor ons soms vertroue, Jesus kom soek jy en hy kom haal jou. En ek bid dat die Heilige Gees julle harte sal oopmaak en dat julle sal uitkom by hierdie oomblik wat die Here hierdie tyd vir ons leen om iets daarmee te doen. Blessed assurance, Jesus is mine. No other foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Perfect submission, perfect submission. All is at rest. I am my Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior.
Him my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Halleluja, halleluja. Is dit u storie? Is dit u storie? Sê vir die Here so 'n oomblik daar. Dit is my storie. Dis wat met my gebeur het en dis hoe U my gered het en dis hoe U in my lewe ingekom het en dis hoekom dit wonderlik is om U te kan aanbid en prys en U naam te kan eer en U naam te kan groot maak saam met die kerk van die Here. Ons wil U eer en aanbid. U naam verheerlik. U hulde bring en eer bring van ons harte. Halleluja. U is kosbaar en waardevol vir ons. Halleluja. Halleluja. Net so 'n oomblik die hande saam met my op. Ons is dankbaar, Here. Sê saam met my. Ons is dankbaar, Here. U is ons God. Daar's niemand soos U nie. Halleluja. Prys die naam van die Here. Loof sy groote naam. U kan nie sitplekke neem. Halleluja, halleluja. Kan ek hoor, wie het so 'n bietjie meer tyd by die Here spandeer hierdie week? Wonderlik. Nou wil ek vir u vra, vir wie was dit so bietjie moeilik? Want u het nie altyd hom beleef soos wat u verwag het nie. Dis die moeilikheid van om met God te begin 'n verhouding te hê. Hy's partykeer stil. En dis nie maklik nie. Want dan dink ons hy is nie daar nie, maar hy is daar.
Dis amper of hy toesig hou oor ons eksamen wat ons skryf. So ek wil hê u moet weet, ek het hierdie week 'n baie swaar week gehad. Ek het elke dag wat ek ingegaan het, my deur gaan sluit het ek gesê, maar Here, nou is u dan maar baie stil hierdie week by my. En daarom wil ek nie hê dat u altyd moet dink dat ons pastoor is altyd on the mountain tops nie. Daar is tye wat ons almal sukkel om by die Here te hoor en miskien partykeer omdat hy iets wil vir jou laat hoor wat jy nie eintlik wil hoor nie. So kom dat ons beweeg hierdie jaar in ons verhouding met die Here, dat wanneer ons op die bergtoppe is, geniet ons dit. Wanneer ons daar in die stilte en die dale is, geniet ons dit. Ons stap daar uit met die wete, al het ons nie veel van hom gehoor nie, hy het ons gehoor en hy sal ons nie teleurstel nie, hy sal saam met ons uitbeweeg. Prys sy naam. Hy sal saam met jou uitbeweeg, as jy jou deur gesluit het en met hom verborgenhede gaan praat het, al voel jy hy was nie daar nie, sal hy saam met jou uitgaan na buite toe. OK. Sê vir die een daar langs jou, is jy wakker? Daar's een ding wat ek nog in die kerk wil probeer, dat die Here dit vir ons reg kry, om, wanneer dit nagmaal is, nie altyd minder mense te wees nie. Weet jy, nagmaal is vir my, dis vir my so snaaks. Vroeger jare was nagmaal die volste dienste. Vandag is nagmaal amper, nee, ek gaan op 'n spot gesit word en ek wil nie daar wees nie. Dis wanneer ons gaan begin groei met die Here, dat u sal sê, ek wil op daai spot wees. So kom dat ons nie nalat om op 'n nagmaal ook kerk toe te kom nie, né? Goed, ek gaan net probeer in 2 minute vir u net sê, eens gered, verseker nie altyd gered nie, waaroor ek verlede week gepraat het. As jy eenmal iemand op aarde ontmoet het, maar om nooit weer gesien het, of miskien op 80-jarige ouderdom weer daardie persoon sien, dan ken jy nie meer daardie persoon nie. Is u saam met my daarmee? U stem saam met my. Nou wanneer jy Jesus ontmoet het toe jy 8 jaar was en jy het nooit weer daarna met hom in verhouding gewees nie, jy het jou lewe geloop en doen net wat jy wil en jy sterf die dag, gaan jy hom nie ken nie. En hy gaan jou nie ken nie, want 'n verhouding met die Here is presies wat dit sê, dis 'n verhouding. Jy het elke dag met hom. Ja, daar gaan dae wees wat 'n mens minder met hom kontak het, maar jy gaan nog steeds weet, hy is jou God, hy is jou krag, hy is jou sterkte, en môre gaan weer dalk 'n beter dag wees. Maar jy kan nie nou die Here aanneem, nooit weer met hom praat, en as jy 80 is en sterwe, dink jy gaan die hemel toe gaan as jy. Dis die grootste leuen wat die duiwel deur kerke vertel. Jy moet in verhouding met hierdie lewende God wees. Die woord sê baie sterk, en ek dink nie ek het nou daai enetjie daar nie, maar as jy hom, gaan ek jou goed deur mekaar krap as jy hom vir my gooi. Matteus 7 vers 22 en 23, kyk net gou mooi na dit, want ek wil hê, jy moet mooi kyk wat sê die Here, en Don het nogal vir my vanmôre, dit so mooi, ek het daaroor gedink, en toe sê sy vir my dit oor 'n pad, en ek wil hê, jy moet gou dink, ja, terwyl sy dit vir ons kry, wil ek gou hê, jy moet, kan u verbeel, is u 'n verbeelding, mensies wat verbeel, ek wil hê, jy moet 'n smal pad sien, 'n baie smal pad. Want ek wil vir julle sê vanmôre, die pad wat die Here vir ons laat loop, is nie 'n breë pad nie, hoor. Dis 'n moeilike pad daar. Dis nie 'n maklike pad nie. Nou, as jy op hierdie smal pad loop, en jy gaan, nou sien gou vir my die ander pad, 'n breë een. Jy kan sommer dink aan daai snelweë daar in Amerika. Dink sommer daaraan. Yes, ek kan ry net waar ek wil, ek kan maak soos ek wil, maar daai pad is lekker, hoor. Ek kan daai Ferrari na 350 toe hardloop daar op daai pad. Dis maklik om daai pad te ry. Jy gaan van hierdie smal pad af na daai breë pad toe. En jy eindig op die breë pad aan die einde van jou lewe. Dink jy God het jou nog geken omdat jy op die smelpad was? Dink so 'n bietjie daaraan. Jy het nooit weer op die smalpad gegaan nie. Jy het afgegaan van die smalpad, jy het die breë pad begin loop en jou lewe het geëindig op die breë pad.
het God jou geken, verseker het God jou gemaak en hy weet wie jy is, want hy het jou gemaak. Maar God sê in sy woord, ek het jou nooit geken nie. Kom ons kyk gou. Het julle hom? Daar sê, gooi hom. Baie sal in daardie dag. En weet jy wat, nee, die Here praat nie hier met die wêreld nie, man. Die Here praat met die kerk. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam. Dink jy die wêreld wil profeteer? Die wêreld worry niks oor God nie, man. Die wêreld wil nie profeteer nie. Jy weet, ons het in u naam geprofeteer. En ons het in u naam duiwels uitgedryf. En in u naam baie kragtige dinge gedoen. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Julle wat afgegaan het van die smalpad, op die breë pad, al die genietinge van die wêreld gehad het, nooit met my kontak gehad het, die nooit weer met my in verhouding gewees het nie, gaan weg van my, want ek ken jou nie. En ek vertrou die Here, dat die Here in ons mense se lewens werk, dat die mense nie nou sal uitloop uit die kerk het nie, maar dat hulle net sal instroom en sê, ek moet by Here uitkom, ek moet op die smaalweg kom, halleluja, prys die naam van die Here. Dan sal ek sê, ek het hulle nooit geken nie. As die Here sê, ek het julle sondes vergewe en ek dink nooit weer daaraan nie, is dit toe u tot bekering en wedergeboorte gekom het, sê ek het jou sondes vergewe en ek dink nooit weer nie. As jy gered is en jy gaan weg van die Here af, dan sê hy, ek sal jou nooit weer onthou nie. As jy nie by die Here teruggekom het, soos wat hy gesê het toe jy tot bekering gekom het, ek gaan nie meer aan jou sondes en ongeregtigheid dink nie, toe jy tot bekering en wedergeboorte gekom het, sê hy vir jou, wanneer jy nou weg van hom af, die hele lewe was, sê hy, ek kan jou nie weer onthou nie. Dit is eintlik 'n verskriklike woord hierdie. OK, sê hy is klaar met verlede week. Kom ons kyk na vanmôre. Daar's 'n groot verskil tussen deelnemers en toeskouers. En u moet nou baie mooi luister, hoor, ons gaan gou 'n bietjie rugby praat, is dit OK? Maar voordat ek by die rugby uitkom, wil ek vir u sê, dat God openbaar hom aan honger en dors en desperate soekers van hom. 'n Moses en 'n Dawid, wat die ark en die teenwoordigheid van God wil terugbring. Maar die grootste persentasie mense wat Christene genoem word, is toeskouers. En hoor, ons gaan gou 'n bietjie praat oor toeskouers. Hulle wil hê wat God kan gee, maar nie deel hê in die diep, harde werk wat dit is om kind van God te wees nie. Kyk maar na die toeskouers van 'n rugby game. Hulle worry niks, hulle raak jolig, hulle raak gedrink, hulle gaan lekker sit daar op die paviljoene, hulle ken die game, Mata, moet nie vir my vertel, hulle ken nie die reëls nie, hoor, hulle ken die reëls beter as die skeieregters, hulle ken die reëls, né? Hulle ken 'n rugby game, maar broer en suster, hulle gee hulle nooit oor elke dag aan die oefening, die medespanmaats, die ken mekaar, die metodes, die oefen en oefen en oefen, totdat hy presies weet, as ek daai bal so gaan gee, kom ek hier verby en ek gaan hom raakvat nie. Want ek het dit ingeoefen, ek het dit ingeoefen, ek het dit ingeoefen. Ek ken my maats, ek ken my medespanlede en hulle ken my, prys sy wonderbare naam. Ek dink Saterdag het die Sharks hulle mekaar beter geken as die Stormers. Toeskouers is veilig, hulle het geen risiko nie, hulle het nie kanse vir beserings nie, hulle het nie opofferings nie, maar hulle het nooit deel aan die game nie. Hulle is nooit deel, en dis presies wat die 90% plus kinders of Christene is. Hulle het
alles te sê oor die werk van die Here. Hulle weet die beste. Hulle kan die Bybel vir jou quoteer hoor. Hulle kan partykeer nogal mooi bid ook, maar hulle kan dit doen, maar broer en suster, hulle is nooit deel in die game nie. Hulle is nie deel in die game nie. Hulle gaan nooit in die stil, deep, secret places of God nie. Hulle leer nie by hom nie, hulle leer nie by sy Heilige Gees nie. Hulle wil nie die game plan van God hoor vir hulle lewe nie. Want ek is net 'n toeskouer. Ek kyk net wat die ander doen. Ek kyk net of die pastoor nie dalk 'n foutjie maak, dat ek vir hulle kan sê, hey, jy daar maar swak gehandel daaroor, jy het vorentoe gepaas. Of jy die bal laat val. Sê bietjie saam met Eina. Ek het nodig om elke dag. Ek wil gou hê, jy moet vir my gou iets sê. Dink u, nee, kyk die Stormers en die Sharks is my nou, die Bulle is ook baie goeie spanne. Dink u, nee, dat hulle kan, so eenmal 'n week gou vir so 'n halfuurtjie, gou 'n bietjie daar rondhardloop en die bal vir mekaar gooi en dan Saterdag, dan doen hulle wat hulle Saterdag gedoen het. Julle, ek dink hulle lewe bestaan uit rugby. Om al daai goed te doen wat daai ouetjies doen, om daai skoppe so reg te skop, dat daai ou net so hier omvang en dan gat hy, dan druk hy die 3. Is inoefening. En dan partykeer dan werk dit ook nie eens. Maar wanneer ons oefen, kerk, en dit werk nie, dan kan ons vir jou sê, toe maar my broer en my suster, weet jy, ek het ook al so geoefen en dan het ek die bal laat val. Want ek wil nie vanmôre hier staan en dat u dink, ja, nee wat, ek en pastoor Edmund, ons sal nooit 'n foutjie maak, ons gaan nie die bal misvang nie, nee. Nee, ons gaan. Maar ek het soveel van myself gegee, elke dag by die Here, dat as ek hom misvang, sal die Here sê, is okay my kind, ek gaan jou help. Ek gaan jou optel. Ek sal met jou wees. Ja, dan gaan daai tye wees, wat jy voel, Jesus, ek het daarom nou lelik geval. Ek wil hê jy moet vir my 2 Korintiërs 3 vers 18 moet jy vir my gooi. En terwyl ons almal, sê almal, wie wil graag naby die Here wees? Wie wil sy game plan vir hierdie gemeente uitvind? Wie wil sy game plan vir jou lewe uitvind? Wie wil speel soos wat jy nog nooit gespeel het nie? Wie wil die beste gee wat jy nog ooit gegee het? Jou hele lewe, jy wil nou jou beste tyd vir die Here gee. Hoor wat sê? En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. So wat sê hy? Jy gaan nou vir jou oefening. Waar kry ons? Hulle oefen op die rugbyveld. Is dit reg so? Waar gaan ons oefen? In ons binnekamer. En wanneer ek daar in die spieël kyk, wat is die spieël? Wat is die spieël? Die woord is die spieël, maar ek het so bietjie, die Here het vir my gesê, wanneer jy hierdie tye met my spandeer in die oggend vroeg, wil ek nie jy moet eers jou Bybel vat nie. Ek wil hê jy moet in my spieël kyk. You must see my face. So daar's 'n tyd wat ek nou vir die Here wil gee, wat ek nie my Bybel by my het nie. Ek vat net my kussing en ek kniel op my kussing en ek sê vir hom, Here, I want to see your face. I want to see what you want to tell. I want to hear what you tell me this morning. Ek wil hoor wat U vir my in hierdie dag beskoor het. Wat U wil, waar wil ek loop? Hoe moet ek loop? En ek kry tog nie heeltemal reg nie. Die spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Want wanneer jy by die Here in die binnekamer is en jou deur sluit, jy kan nou maar dink, hy's nie by jou nie, nee. Maar ek sê vir jou, jy gaan verander. Jy gaan vandaan gedaante verander, om meer soos Jesus Christus te begin lyk, want dis wat die woord sê. Jy gaan die beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here. Jy gaan soos Jesus begin lyk. Spandeer tyd by God en jy gaan soos Jesus begin lyk. Okay. Wat die Gees is. Nou gooi hom gou in Engels.
Het ek gesê jy moet hom in Engels gooi? Daar sê, okay. And all of us, say all of us, as with unveiled face, because we continue to behold in the word of God. Daar sê ons moet na die woord van God kyk. Nee, en dit ek wil nie jy moet nou sê pastoor sê ons moenie na die woord van God kyk. Moenie dit nie. Die Here het net vir my gesê daai stil binnekamer tyd van jou moet jy in my gesig kyk. En die ander tye wat ek met die Here het, gaan sit ek met die woord. Okay. So moenie as die Here met jou anders werk is dit reg so. In the word of God, as in a mirror, the glory of the Lord are constantly. So wat sê al hierdie goed vir jou? Dit hou aan. Dis elke dag. Dis 'n proses wat geloop word. Want ek gaan al hoe beter die reëls ken. Ek gaan al hoe beter fiks word. Ek gaan al hoe meer moves begin ken. Is u by my vanmôre? En ek gaan die move van God begin ervaar wat my stoot in die rigting wat God my wil hê. And as in a mirror, the glory of the Lord are constantly being transfigured into his every own image, in ever increasing splendor, and from one degree of glory to another, for this comes from the Lord, who is the Spirit. God wil jou verander en elke dag meer soos hy maak, dat op die ou end jy in hierdie kerk in gaan stap en ons gaan sien, maar dis nie nou Louise en Oan nie, dis Jesus Christus deur hulle as kanale waardeur hy wil werk. Loof sy wonderbare naam. Sê ek wil 'n kanaal wees. Halleluja, ek wil dat u werk, Here. Ek wil God werklik ken. Sê saam met my vanmôre, ek wil u werklik ken. Ek wil begin beweeg en lewe soos wat Christus gelewe het en beweeg het. Ek wil gestalte vind in u, Here. Ek wil lewe, ek wil praat, ek wil loop, ek wil dink, ek wil kyk, ek wil werk, ek wil my huis bestuur, alles met u plan en u wil in my lewe. Ek wil dat ek 'n kanaal is waardeur u beweeg, Here, sodat die wêreld kan sien, the great I am is presenting through me. Kan ek dit so sê? Nie regtig nie. Hoe moet ek dit sê? Presented. Okay. Ek is mos nog maar 'n boer. Oh. Moenie doodgaan met 'n oppervlakkige lewe wat jy gelei het nie. Terwyl jy gebore is vir die dieptes van God. Vir elkeen van u. En die Here gesê, ek het hom laat gebore of haar laat gebore word vir die dieptes van God. I want to go in the inner places, in the inner place where I see the treasures of God. Daai inner chamber, daar waar jy die map van die lewe kan sien. Hoor nou mooi wat ek hier sê. God wil jou the map of life wys. Jolandi, God wil jou presies wys hoe moet jy loop. En wanneer daardie kaart van God op jou hart uitgegraveer word, gaan jy weet hoe om te loop. Psalm 103 vers 7. Het ek hom daar? Moenie worry nie, ek sê hom sommer. Psalm 103 vers 7 sê die verskil tussen toeskouers en deelnemers. Die woord sê daar, en die Here het, ek sê dit in my eie woorde, en die Here het vir die volk sy dade gewys. So, die volk van die Here het gesê, wow, daar's die Here, wat's daai vuur? Maar Moses het gesê, is dit wat u wil sê, Here?
Ek hoor, ja, okay, goed Here, ek sal dit doen. Die toestouers het gesê, wow, hier is 'n nice 3 wat hulle daar gedruk het hoor. Of, hoekom het hy bal laat val en nou nie 'n 3 gedruk nie? Moses sê, I want to see your face. I want to see the map of God. Ek wil sien hoe jy in my ingraveer, Here. Oh, I want to be in alignment with God. I want to be in agreement with God. Die belangrikheid van jou stilte tyd in die oggende, wanneer jy instap en daardie sleutel draai, is dan nou, first, I want to be in alignment. Wat is alignment? Ek gaan gou vir julle sê wat ek weet van alignment. As my kar nie align is nie, dan is my bande skeef afgeloop. So as jy nie in alignment met God is nie, is jou bande skeef afgeloop. As mense met baie gladde bande. En ek het gesien hoe my bande lyk. Terwyl ek die map van die Here gesien het. And I agree, Lord. I'm in alignment with you and I agree to do what you want me to do. Ek gaan die pad loop wat jy sê. Okay, ek is naby klaar. Johannes 14 vers 10 in die Amplified. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? What I am telling you, I do not say on my own authority and of my own accord, but the Father who lives continually, the Father that lives now and then in me, the Father that lives continually in me, does His works, His own miracles and deeds of power. Daar's iets wat jy moet weet. Wanneer jy kind van God word en werklik met die Here begin 'n pad stap, wanneer jy die smal pad loop, dan is daar iets wat gebeur wat die Godheid vir jou gee wat eintlik net hy gehad het. En dit is, hulle is een. Hy sê, en die Vader, ek en die Vader is een en ons is in mekaar ingeweef, die Vader is in my en ek is in die Vader. Nou kom ons lees gou 'n bietjie verder. So, onthou nou nê, die Vader en die Seun is klaar 'n span wat maak dat dinge reg verloop, dat die game van die lewe reg verloop. Is dit reg so? Die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Okay, hulle is in 'n eenheid. Nou kom ons kyk nou wat gebeur met jou en my. Kom ons gaan verder. Het jy daai ander volgende? Johannes nog steeds Johannes. Johannes 16 vers 15. Okay? Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Sê hier begin iets gebeur. Dit wat die Vader en die Seun het, hulle saam met mekaar in 'n eenheid, begin hulle aan julle verkondig vanmôre. Hoor julle dit vanmôre? Sê ek hoor? Okay, nou die volgende ene. Johannes 17 vers 9 en tot 11. Ek bid vir hulle. Vir wie bid hy? Vir wie bid Jesus hier? Vir die kinders van God. Okay, hy sê hierso, ek bid vir hulle, daai tyd op vir sy disippels, maar in projeksie vir jou by die naam. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Okay, so God, die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is in eenheid. Hulle maak 'n plan vir die wêreld en hulle wil jou as sy kind wat verteenwoordigers is van hom, wil hulle in daardie gesamentlike eenheid betrek, sodat jy kan begin 'n kanaal wees vir hulle om te vloei in die wêreld. Sê net julle verstaan asseblief. En alles wat myne is uwe, sê hy. En wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. In wie verheerlik? In wie word die Here verheerlik? In ons lewens.
Is dit te diep? Dan moet julle woordskool toe kom. As dit nou vir julle te diep is, dan moet julle woordskool toe kom. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. So wat sê Jesus? Okay, ek is nou in die hemel, maar ek het julle moenie worry nou nie. Moet nou asseblief nou net nie begin worry nie. Maar ek het my Heilige Gees gestuur om vir julle te help, om hierdie hele plan in werking te sit. Begin net so 'n bietjie move saam met my man. Begin net so 'n bietjie. Halleluja. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Here, ek breek my longe uit. Here, my God, maak ons wakker. Maak ons wakker, maak ons wakker. Waar is ek nou? Het ek 11 al gelees? Het ek 11 gelees? Nou 21 en 26, het ons dit ook al gelees? Nog nie, 21. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. So wat sê hy eintlik? Wanneer ek en u een is met Godheid, en die Godheid begin te werk, en die Godheid begin jou vind as 'n kanaal, waardeur hy in eenheid kan beweeg, dan begin mense sien, hierdie is nie 'n gewone mens nie, hierdie is 'n gesalfde, hierdie is 'n gesant van die lewende God, prys die naam van die Here, die werke van God begin geopenbaar word. Okay, vers 26. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Wil jy nie net sê, dankie Here, dankie dat daai dag toe ek daar op my rug lê, het u weer u naam aan my bekend gemaak, Here. U het weer gesê, ek het nog steeds 'n plan met jou Alwintjie, wat ek op 8 jaar gehad het ek nog steeds nou vir jou lewe, en ek wil hê jy moet 'n verskil gaan maak, jy moet gaan blaas oor daai gemeente van my, want hulle het nodig om wakker te word, en die map van God begin te lewe. Sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Die Here hou nie op met ek en hulle en hy en my en ek en hom, en hy wil hê jy moet weet, daar's nie twyfel daaroor nie. Ek is in die Here en hy's in my, halleluja. 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 Nou stop ek maar eers weer. Ja. Ek en hom en hy en my. Hy en die Vader in hom. Die Heilige Gees in hom en die Heilige Gees in my. Halleluja. 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 Steek jy aan en nou saam met my op. Halleluja. Halleluja. Die Vader is in my en ek is in die Vader. Jesus is in die Vader en ek is in Jesus. Jesus is in die Heilige Gees en ek is in die Heilige Gees. Halleluja. Die Heilige Gees begin my lei. Die Heilige Gees maak my dat ek die gameplan van God ken, prys sy naam. Die Heilige Gees help my dat ek nie meer voet teen 'n klip stamp nie, maar dat my oë geopen word om te sien wat die weë van God is. Al is die paadjie smal, hoe kan ek hom loop? Want die Heilige Gees dra my, halleluja. We adore you, God. We love you, Jesus. We love you, we love you, we love you. Wil jy nie saam met my net bietjie staan nie, ons is klaar. Wil jy nie net saam met my begin? Dankie Heilige Gees. Dankie Seun van die Almagtige God. Dankie Vader, halleluja, vir die werk wat in hierdie kerk gebeur vanmôre. Ek bid vir die roering van die Heilige Gees in elke mens se lewe vanmôre. Ek bid dat ons nooit weer dieselfde sal kan wees nie, maar dat die heerlikheid van die Here in die tempel sal val en dat mense sal weet
weet, hierdie is God se mense. Halleluja. Oh, change my heart, oh God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mighty is our God. King of kings and Lord of lords. You are worthy. 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 Hallelujah. 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 U moet mense kerk toe nooi, hoor. Die Here gaan ons verder vat. Het julle ietsie daar vir my? Begin sing. Kom ons aanbid net die Here so 'n bietjie. Ons kan nie nou net hierdie oomblik afsluit nie. Hier's 'n kosbare beweging van die Here. Hier's 'n teenwoordigheid van God Almagtig hier. Halleluja, halleluja. Okay. Here bashendorugus. Till I am lost in your love, till I am found in your presence, worshiping before your moved by your Spirit, entering into your flow. How precious these moments, Lord, I want you to know It's you. You're the only one. it's you. You have won My heart. taken me into Your arms. comforted me like a friend. Yeah. Your love surrounded me from the start. I never Want to be apart from you ever again. Gaan ons dit vir die Here sê vanmôre. I never want to be a part of you again. Ek wil nooit weer een kant van U wees nie, Here. Till I am lost in your love, till I am found in your presence, worshiping before your throne, moved by your Spirit, entering into your flow. How precious this moment, Lord, I want you to know. Hallelujah. It's You have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Your love surrounded me from
I never want to be apart from you ever again. Wil jy net die hand op die een langs jou lê nie? Sê, Here, ek bid vir my broeder en my suster. Dat ons een kan wees. Soos wat die een is. Dat ons kan beweeg met u plan. Sê saam met my, dat ons kan beweeg met u plan. U map, u kaart van die lewe. Dat ons sal loop net waar u wil hê ons moet loop. Dat ons die klein paadjie van die lewe sal kies waarop u ons ken. En dat daar nooit 'n dag in ons lewens sal wees waar u sal sê ek ken hom of haar nie. Maar dat ons u altyd sal ken. En die plan sal uitlewe. In Jesus se naam. Halleluja, halleluja, halleluja. We love you, Lord. We love you, Lord. We worship you. Halleluja. Die broers wat my help met die nagmaal kan vorentoe kom. Die Here praat met my vanoggend. En hy wys vir my die man wat langs hom gehang het. Daai man het sy hele lewe die verkeerde pad gestap. Maar daai oomblik, toe hulle daar hang, toe kom sy GPS aan. En hy is op die oomblik op die regte pad. Nou hy sy hele lewe geloop het waar hy nie moes gaan nie. Kom hy in daai oomblik en Jesus gee vir hom die GPS en hy sê vir hom, luister, hierso is die pad. As jy dit nou vat, as jy net nou saam met my waar jy moes wees. Baie van ons stap ons hele lewe dalk die verkeerde pad, maar Jesus gee vir ons daai oomblik. Dit maak nie saak hoe ver jy van die pad af was nie, maar as jy daai oomblik vat en jy besluit, luister, ek is nou op daai klein pad, vergewe jy nog steeds. Maar die groot ding is, niemand van ons weet wanneer daai oomblik kom nie. So moenie van die verkeerde pad af bly en dink, hy gaan my nog 'n kans gee nie. Dit kan nou wees.
wanneer hy kom in daai oomblik en dit vir jou gee, vergeet van al daai verkeerde paaie wat jy op was en kom op die plek wat hy jou nodig het, wat hy jou wil hê, wat hy jou wil gebruik, wat hy jou wil stuur. Sodat jy saam met hom eendag kan wees waar jy moes wees. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek wil hê, jy moet net baie duidelik hoor wat het hy aan die einde gesê. Dis nie te sê dat u die kans gaan kry wat die man langs die kruis gehad het. 'n Laaste geleentheid. Daar's altyd 'n laaste geleentheid, maar die laaste geleentheid kan nou ook wees. En ek wil hê dat u sal sê, Here, ek kies u altyd. Ek kies u altyd. Ek kan nie sonder u lewe nie. Halleluja. Ek wil hê met hierdie nagmaal vanmôre. Hierdie nagmaal moet vanmôre 'n herontmoeting wees tussen jou en die Here. Ek wil hê jy moet hierdie broodjie, wanneer jy hierdie broodjie vat, dan sê u, as u dalk op die verkeerde pad is, sê Here, ek kom terug na u pad toe. Ek gaan hierdie broodjie op en ek is in 'n oomblik is ek terug by u, want dis wat die Here doen, hy ruk jou soos 'n brandhout uit die vuur. Hy in 'n oomblik, as jy sê ja, sit hy op die pad van die lewe. En ek wil hê dat u wat vanmôre, onthou ons is almal in 'n begin groei fase van ons lewens, in ons geestelike lewe, ons gemeente. En ek wil hê dat u hierdie pad saam met my, met die Here begin loop. Ek wil vanoggend sê, ons is almal onvolmaak in onsself. Ons streef na volmaaktheid. En kom ons op die pad dat die duiwel vir ons wys hoe onvolmaak is ons, dan glo ons hom. Maar ek wil vanmôre sê, hierdie week het ek die Here gesoek, en in Facebook begin hulle toe vir pastoor Benny te kritiseer as 'n vals profeet. En ek begin daar om te verdedig. En ek skryf 'n lang brief, want ek was in die dienste waar ek gesien het, kankers word genees, dooies staan op en mense loop. En terwyl ek hom so verdedig, toe sê die Here, maar ek het dit vir jou gedoen. En jy het dit maar altyd net afgevee. Net sommer so. En ek sê, wanneer Here? Hy sê, vergeet jy, toe jou kind klein was. Jy was 'n uur en 'n half dood, Minnie, in die teater. Hulle het vir jou gesê, hulle het 3 keer jou weer in die lewe gebring. Ek het gesê, ek het 3 keer hartstilstand gehad. Die Here sê, jy was dood. En ek het jou aan die lewe gebring. En toe ek uit die teater uitkom, toe het hulle my dadelik weer laat opstaan. En terwyl ek staan en die fisioterapeut my help, toe val daar 'n stuk bloed so groot soos 'n bal, rugbybal tussen my bene, en volgende oomblik toe staan ek buite my liggaam. En ek bewe vandag nie omdat ek bewe nie, maar omdat ek bewe in die gees. En die Here sê vir my, jy was dood. En jy sê vir my, jy het uit jou liggaam uitgekom. Ja, ek was daar. Ek het daar gesien hoe staan Minnie daar. Hoe lê ek op daardie teaterbed en op daai bed in Sandton Kliniek, die beste dokters, die beste ginekoloog, die beste mense kon my nie help nie. En ek sien die vrees van hierdie suster en sy hardloop rond. En die volgende oomblik toe sien ek, hier kom 'n man met 'n trolly aan. En hy vat 'n 25 maal, dis 'n groot spuit, en hy spuit my in my hart, en ek sê, nee, jy maak my seer, maar hy luister nie, ek is besig om op te styg. En hulle vat hierdie masjiene, en hulle ruk my, en hulle pluk my, en ek is besig om op te styg, en ek sê, nee, julle maak my seer, en ek is deur die eerste verdieping, en ek is deur die tweede verdieping, en ek kom in 'n helder lig, 'n lig helder as die son,
gaan ek in my liggaam weer in. En soos wat 'n mens jou liggaam vasgelê het, 'n ledemaat van jou kop tot jou tone pyn dit. En ek sê, ag, dis seer. En ek hoor net die suster sê, she's back. Thank God. In die aand, toe kom die dokters en ek vertel hulle, nee, dit. En hy skud sy kop, hy sê, vir die ander, sy was 'n uur in die teater. En hierdie ene sê, en sy was 'n uur in hierdie kamer. Ek het nie geweet van die ure nie. Die Here sê, jy was 2 ure dood, Minnie. En jy dit nooit jy dit net sommer so gevee. Jy vee dit maar net sommer so. Maar ek sê vanmôre vir julle, ek gaan dit nie meer vee nie. Want toe ek dit neerskryf, daar toe die vrou die kerk begin aanval en ek sê, ek was dood. Toe sê die Here, nou praat jy die waarheid. Nou praat jy die waarheid. Jy was dood. En ek het jou teruggestuur en nou verwyd jy my, omdat jy my teruggestuur het. En dit is so, ons het deur smarte gegaan. Dan sê ek, Here, hoekom het jy my nie maar gevat nie? Maar die Here sê vanmôre vir julle moet nie sê, Here, hoekom nie? Julle moet net sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Ons moet hom in gees en in bewering dien. En ons moet, as hy ons iets gegee het om van te praat, moet ons dit met respek praat. En sê, die Here het dit vir my gedoen. Die Here het dit vir my gedoen. En ek is nie volmaak nie, hoor. Ek val my stikkend. En dan moet die Here my weer optel. Maar ek wil vanmôre julle aanmoedig, al my broers en my susters. Julle wat hier sit, dat toe die Here in hierdie week vir my sê, Minnie, jy was dood. Toe besef ek, wat gaan aan met my? Wat gaan aan met julle? As die Here julle red, as die Here sy bloed gegee het vir ons hou ons horlosies op, net 'n uur, net dit. Die Here sê, want my gees begin werk, dan wil julle huis toe gaan. Ek wil vanmôre vir julle aanmoedig. Hy is 'n almagtige, vreeslike, groote God. Ja, hy is ons Vader, maar hy is nie ons daddy nie. Hy is soos Moses gesê het. Ek kan nie naby hom kom nie. Hy moet my bedek. Ek wil jou sê, toe ek daai helder lig buite die Sandton Kliniek ervaar, toe was dit 'n groot, helder sonskyn lig. Ek het nie sy gesig gesien nie. Ek het niks, maar ek het sy stem herken. Toe hy sê, jy gaan terug. Ek wil vanmôre vir julle sê, hoeveel van ons staan vanmôre hier, wat die Here sê, jy gaan terug. Jy gaan terug, jy gaan nie volmaak wees nie. Maar jy gaan terug. En jy gaan my ligdraer wees. Want ek kom vir mense wat teruggegaan het. Here, ons is terug hier. Miskien is daar vanmôre van u wat sê, dis vir my nie lekker hier nie. Ek kry swaar, ek het pyne, ek het omstandighede in my lewe, wat dit nie vir my lekker. Die Here sê, jy is hier met 'n doel. Jy is hier om 'n verskil te maak vir my. Ek het pyn in my vingers elke dag, elke oomblik van my lewe. Maar ek is hier vir 'n doel. Ek is hier om vir u te sê, God sê, ek en die Vader is een, en ek en die Heilige Gees is een, en ek en jy as my kind is een. En ek wil hê jy moet beweeg, en 'n kanaal wees waardeur ek kan werk. Ek is bly jy kom.
Verlede week terwyl ons geprys en worship het die Here vir my 'n visioen gegee van sy gesig en hoe die trane oor sy wange rol. En hy het vir my gesê, my volk is nie op die plek waar hulle moet wees nie, omdat hulle ongehoorsaam is. En ek het vorentoe gestap en ek het dit met pastoor kom deel. En pastoor het gesê dat ek moes uitgekom het en dit kom deel het, want dit is vir die gemeente. En dit het my die hele week gepla en ek het gebid daaroor en ek het vir die Here gevra, gee asseblief vir my nog 'n bevestiging. En terwyl ons nou in die diens was, het die Here vir my gesê, nou is die regte tyd. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Here, kan ons kom op die plek waar God na ons kyk en hy glimlag? Kan jy in die binnekamer kom waar jy en God, waar jy op God se skoot kan gaan sit, op sy bors gaan lê en hy verborgenhede met jou deel en vir jou sê, dis die plan van my vir jou lewe, dis die plan van die kerk waar jy is, dis die plan vir die werk waar jy werk, want ek het 'n doel en 'n plan met jou lewe, anders kan die Here my gevat het. As die Here nie meer 'n plan met my lewe gehad het, kon hy my net gevat het. Maar ek dank die Here dat ek kon opstaan en vir hom werklik hierdie jaar. Ek het gesê, Here, ek wil nie 'n skynlewe lei nie. Hierdie jaar moet 'n lewe wees waar ek die volheid van God uitlewe, waar ek 'n kanaal is waar ek werk, waar ek nie meer tot die Vader bid nie, maar dat die Vader deur my bid. Die Vader se wil spreek hy deur my lewe. Ek bid en vra. En die Here sê ek bid my wil deur jou lewe sodat dit mense begin aanraak. Want dan gaan dit die waarheid wees. Dan is dit eg, want dit kom van my af. Halleluja. En ek bid dat ons werklik sal eg wees. En ek wil hê jy moet saam met my u hand opsteek terwyl ons aan hierdie tafel gaan sit. Hierdie tafel, en ek wil nie jy moet hierdie tafel vrees nie. Jy moet hierdie tafel sien as 'n oorwinningstafel vanmôre. En as jy 'n fout het, sê dit nou vir die Here, Here, ek het foute. Ek weet, Here, dis volmaak. U is volmaak. U is heilig. En ek weet ek is nie heilig vanmôre nie, maar Here, ek wil nader aan U kom. Ek wil beweeg in die rigting wat U my wil hê. Sal U saam met my dit bid? Ek wil beweeg waar U my wil hê, Here. Ek wil in die rigting beweeg waar my ore oop is om te hoor wat U sê. Dat ek sal opstaan en doen wat U wil hê ek moet doen. Dat U sal spreek en ek sal sê ek gaan, halleluja. Doen dit vir hierdie kerk vanmôre. Here, dat ons nooit weer dieselfde sal wees nie, maar dat ons van volgende week af nie net oor onsself sal worry nie, maar dat iemand langs ons sal sit wat ons na die Here toe wil bring om ook by die Here uit te kom. Want die Here het ons gemaak disippels van hom. En ek dink Christus het dit vanmôre gesê, vissers van mense te word. Halleluja. Ek dink ons het nou al baie gebid, nee, so die tafel, glo ek, Here, U het vanmôre, is U saam met ons. Ek wil hê jy moet ervaar hoe die Here hier saam met U is. Hy het die brood geneem en het geweet, dis sy liggaam wat gebreek gaan word. Hy het gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Ek red, ek maak skoon, en ek het my liggaam vir julle laat breek, sodat die bloed uit kan loop. En dat julle van julle sondes en julle ongeregtighede gereinig kan word. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. Ek wil hê dat u broodjie net so sal vashou. Jy kan vir my, jy kan hom eers gee, dan gaan ek nou net vir julle gee. Hierso. Ja, doen vir my hierdie blok so en agter, nee, daai blok en agter. Net hierdie blok en dan kan jy net vir hulle daar bedien. Hierdie blok en agter. Hierdie blok en hierdie blok en die moederskamer. Hierdie blok.
Kom ons gaan luister na hierdie lied. Hoor nou gou mooi. Uwan en Louise het vir my hierdie lied gestuur. En gesê, pastoor, dit het so baie te doen met jou tweede kans. Kom ons luister na hierdie lied. Wat is die storielyn dat dit tyd is vir onsterflikheid? Wat is die ewigheid dat daar plek is vir ons menslikheid? Hier waar ek staar na u, vind my hart 'n tweede kans. Jahwe ons Here, hoe heerlik is u naam. Hoe glansryk u glorie oor alles wat bestaan. Dat u aan my dink is meer as wonderbaar. Halleluja, aan die God van nog 'n kans. Wat is die mense prys dat u vir hom sou betaal? Dat u by hom sou woon en bekleed met waardigheid. Dat u hom sou kroon ten spyte van gebrokenheid. Hier waar ek wag op u, vind my hart 'n tweede kans. Jahwe ons Here, hoe heerlik is u naam. Hoe glansryk u glorie oor alles wat bestaan. Dat u aan my dink is meer as wonderbaar. Halleluja, aan die God van nog 'n kans. Jahwe ons Here, hoe heerlik is u naam. Hoe glansryk u glorie oor alles wat bestaan. Dat u aan my dink is meer as wonderbaar. Halleluja, aan die God van nog 'n kans. Moses stood on a mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence he would die. And all of Israel saw the glory, and it shined down through the age. Now you've called me to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face.
Julle kan hom anders speel, ek wil hê ons moet staan. I will make it to the end. If I could just see your face. We just want you to know. We only want you to Toe Moses op die berg, was er iets moeilik wat hy moes doen, sodat hy by die Here kon uitkom. Terwyl ek luister na die sang, wys die Here vir my, ons het elkeen 'n berg. Party het 'n berg van onvergifnis. Party het 'n berg van sonde dalk wat jy moet oorwin, jy moet oorgaan, jy moet bo daai omstandighede uitkom. Want dan alleen sal jy God se glorie en sy heerlikheid ervaar. Ek wil niks verder sê nie, dit is wat die Here vir my gesê het. Nou terwyl ek hier luister, as ons daai heerlikheid wil ervaar, daai glory, dan moet ons bo uitkom. Ons moet daai goed, daai berg wat voor jou uit is, daai moeilike ding, moet jy doen. Jy moet daai berg klim, dat jy daar bo kan kom, dat jy God se heerlikheid kan ervaar. Halleluja. Halleluja. Sê, dit gaan iets van my vat vanmôre. Maar ek wil opgaan. Ek wil ingaan by die dieptes van God. En ek wil met hom in verhouding wees, soos wat hy van my verwag. Nie wat ek dink nie, soos wat God sê, die plan van die game gespeel moet word, soos God dit wil hê, nie ek. Kom ons sê vir hom dankie dat hy bereid is om ons nog 'n kans te gee. Ek ervaar my tweede kans en ek vat dit met my hele hand, my hele lewe. Vat ek die kans om vir hom te wees, die man wat hy my gemaak het om te wees. Kom ons eet saam van die liggaam van die Here en dat dit die werk doen wat dit moet doen. Het u dit gekou? Die gehoor maak in jou ore. Weet u hoe is ons God geslaan vir ons? Sodat ons kan in sy eenheid beweeg, waaroor hy vanmôre gepraat het. Here, ek bid dat hierdie mense nooit hierdie woord sal vergeet nie. Soos wat Jesus en die Vader en die Heilige Gees een is, so is ons een met die Vader, Seun en Heilige Gees. En hy wil ons gebruik om die wêreld 'n plek te maak waar mense gered kan word. Ek weet nie of ons as kerk die wêreld 'n beter plek kan maak nie. Ons werk wel verrotting te. Dit wat verkeerd loop in die wêreld, staan die kerk nog op teen. Maar ons staan hier om mense na hom te bring wat hom nog nie ken nie. En kom dat ons daardie werk doen. Sê dankie vir die bloed van Jesus wat my vrygemaak het. En ek bid nou vir mense wat vry moet word. Elkeen wat hier is, ken iemand anders wat ek nooit ken nie. Maar ek bid Here dat hulle aan daardie mense se lewens sal raak deur u wonderlike Heilige Gees wat in hulle lewe en wat hulle maak om die plan van God te ken vir hulle lewe. In Jesus naam. Dankie Here.
Halleluja. 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 Is hier iemand wat vanmôre uit sy hart uit voel om vir hierdie kerk te bid? Laat dit nie net van die pastoor afkom nie. Is daar iemand wat voel die Here dryf jou vanmôre om vir hierdie kerk te bid? Kom bid vir die kerk. Halleluja. Steek die hande uit. Die Here het vir my laat ervaar iemand uit sy liggaam moet vanmôre bid vir hierdie kerk. Aber Vader Jesus Christus en Heilige Gees. Dankie Jesus dat jy aan die kruis vir elkeen van ons gesterf het. Dankie dat ons voor U kan neerbuig, Here. Dankie Here God dat die voorhangsel geskeur het vir elkeen van ons. Dankie dat ons nie voor 'n dooie God neerbuig nie, Here, maar dat ons voor 'n lewende God neerbuig. Dat ons met ons hele wese na U kan kom, Here. Dankie, Here God, wanneer die berg te styl word, dat U ons die Heilige Gees gee wat saam met ons daardie berg uitklim, Here. Vanoggend het U op my hart gelê terwyl ons die nagmaal neem. Here, elkeen wat intree vir mense wat gered moet word, Here, dit is seer, Here. Dit is seer, Here God, ons roep hulle in, Vader, elkeen wat intree, Here, ek bid dat hulle sal volhard, Here, dat U hulle die krag gee, Here, dat U hulle die krag gee, om daai mense saam met hulle daai berg op te neem, Here, dat hulle nie moedeloos sal raak nie, Here, maar dat hulle saam met die krag en die heerlikheid opgetrek word daar die berg op, Here, om die heerlikheid te aanskou, Vader, dankie dat U met ons bemoeienis maak, Here. Vader, Woensdag aand het U geopenbaar, dit wat U begin het in hierdie gemeente, Here. U sal dit voleindig en niemand kan U keer nie, Here. Niemand kan U werke keer nie, Vader, U is groot, U is almagtig, U is heilig. Dankie Jesus, dankie Here, dat elkeen die liefde vandag sal beleef en ervaar. Hoe lief U vir hulle is, Here, wat U voortsê. Want so lief het U elkeen wat U staan gehad, Here. Dat U U seun vir hulle gegee het, Here. Sodat elkeen van hulle U heerlikheid kan ontvang. U liefde kan ontvang. Deur die voorhangsel kan beweeg, Here God. En U teenwoordigheid en U Abba Vader liefde kan beleef en kan ervaar, Vader. En dit is ons uitroep, Here, bring elkeen voor U troon, Here. Voor U troon, en dat hulle sal volhard, Here. En nie sal opgee nie, Here. Maar dat hulle wat hulle saam, soos Jesus gebid het, hulle wat U vir my gegee het, Here. Dat nie een van hulle verlore sal gaan nie, maar dat hulle gered sal word, Here. Maar meer is dit nie net gered word nie, Here, maar dat hulle U heerlikheid en U liefde sal beleef en ervaar.
En dat U sê, U ken hulle, Here. U ken hulle by die naam. Hulle naam is in die handpalm ingegraveer. Elkeen wat hier staan vanoggend, Here, Orobosakara, sy naam is in die handpalm ingegraveer. En die goeie werk wat U begin het in hulle sal U volëindig, Here. Ons eer het daarvoor in Jesus naam, Korokosikira. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, dankie, dankie. Osaraba. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart. Have you ever for the year we should to follow? Ek wil net 'n klein illustrasie doen. Persoon het gepraat van jou wheel and liming wat uit is. So ons by die Vrydag aand by die jeug het ons gepraat oor teamwork, stronger together. En ek het 'n gamepie met hulle gespeel van hierdie 3 been, jy maak jou een been vas aan die ander persoon. Iemand wat jy nie ken nie. So jy ken hom nie, jy weet nie wat se voet hy eerste voor gaan sit nie. En ek dink dit is so akkuraat hoe persoon gesê het vanoggend van jou you walk with God. Jy weet nie wat God gaan doen nie. En as jy as hy gaan stap, dan moet jy weet wat se voet eerste gaan sit. Dis waar die eenheid kom. Jy moet met God 'n eenheid bou. Ja. Wonderlik. Wonderlik. Ek gaan nie hierdie diens afsluit nie. Ek ervaar u gaan net in die vrede van die Here. En ek wil vir u vra, sit u naam op vir die woordskool. Ek gaan nie begin as aan die 50 is nie, maar daar gaan 50 wees. So u gaan u naam opsit want u wil groei in die Here en u wil sterker word in die Here. So sit u naam daarop. Gaan in die vrede van die Here en laat die Here vir u elke môre, elke tyd wat vir u werk in sy teenwoordigheid invat en bring volgende week mense saam. Die Here seën vir u. Father,